saam lees uit twee gedeeltes. Psalm 112, albei gaan ek lees uit die nuwe 2020 vertaling. Psalm 112 is nie baie lank nie, ons gaan al 10 verse lees, en dan net 3 verse uit Lukas 6, bekende gedeelte oor 'n goeie boom wat nie slegte vrugte dra nie. So as jy net wil luister daarna, as jy welkom, as jy wil blaai, kan jy so lank daar 'n boekmerkie insit. Maar eers gaan ons saam lees uit Psalm 112, maar kom ons bid eers saam. Here, ons het dit nou so bidend saam gesing, geen groeikrag kom uit eie strewe nie. Ons kan en wil niks sonder U doen nie, want U is die ware wynstok, ons is die lote. Ons is U ewig dankbaar dat U ons gekoop het met U lewe, met U kosbare bloed, ons skoon gewas het, ons ingeënt het in U in. En daarom nou vir ons kan en mag vra, bly in my, want ek bly in julle. Help ons om die vrugte te dra wat by die bekering pas. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Psalm 112, die direkte vertaling sê Halleluja, en die ander vertalings in Afrikaans prys die Here, want dis wat dit beteken, hè? Halleluja. Gelukkig is die mens wat ontzag het vir die Here, wat groot vreugde vind in sy gebooie. Sy nageslag sal magtig wees in die land, 'n geslag opregtes wat geseën word. Oorvloed en rykdom is in sy huis, en sy geregtigheid hou stand vir altyd. Hy skyn in die duisternis as 'n lig vir die opregtes. Hy is genadig, barmhartig en regverdig. Dit gaan goed met 'n mens wat goedhartig is en uitleen, wat sy sake eerlik bestuur, want hy sal nooit wankel nie. 'n regverdige bly vir altyd in die herinnering. Vir slegte tyding is hy nie bang nie. Sy hart is standvastig in vertroue op die Here. Sy hart is bestendig. Hy is nie bang nie. Uiteindelik sien hy neer op sy teenstanders. Hy deel uit, hy gee aan behoeftiges. Sy geregtigheid hou stand vir altyd. Met waardigheid styg sy aansien. Vers 10 sê, die goddelose sien dit en vererg hom. Hy kners op sy tande, maar hy kwyn weg. Die begeerte van die goddelose gaan tot niet. En dan ook in Lukas 6, soos ek gesê het, die bekende gedeelte oor vrugte dra, vers 43 tot 45, Jesus sê, 'n goeie boom dra nie slegte vrugte nie, en 'n slegte boom dra weer nie goeie vrugte nie. Elke boom word aan sy vrugte geken. Van 'n doringstruik pluk 'n mens tog nie vye, of van 'n doringbos 'n tros druiwe nie. 'n Goeie mens bring die goeie tevoorskyn uit die goeie skatkamer van sy hart, en 'n slegte mens bring die slegte voort uit die slegheid wat in hom is, want waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Tot sover. Net 2 verse wat ek graag wil uitlig, maar dit som maar die hele gedeelte is eintlik op. Vers 1 en vers 4 van Psalm 112 sê, dit gaan goed met elkeen wat die Here dien. En daardie persone sê hy, laat hulle lig in die donker uitstraal vir die opregtes. En dan Lukas 6 vers 44, elke boom word aan sy vrugte geken. Ag, ek wil nou nie soos 'n ou oom klink nie, maar tye het darm maar verander, nie. Ons leef in 'n wêreld wat dit al hoe meer vir my voel, mense stel net eintlik in een ding belang, en dis die beeld wat na buite toe uitgestraal word. En sosiale media het dit natuurlik vir almal makliker gemaak, en ons weet tog almal, as enige mens net so vir 'n paar minute gaan sit en dink daaroor, dan besef jy, dis eintlik so 'n skynbeeld, so 'n valse beeld. Ons praat met ons kinders daaroor, ons besef dit self dat die goed wat mense op sosiale media plaas is definitief nie 100% die waarheid nie. Want is altyd net die beste foto's, en ek dink baie keer is daai foto's so 'n bietjie reggemaak met Photoshop ook. En dan sal net nooit hulle normale daaglikse lewe daarop plaas nie, is altyd net die lekker vakansies en die kar wat hulle gekoop het. En dit lyk vir my, mense is beïndruk daardeur, want dan word daar die plasings gelike, soos die Engelse sê op die internet, maar
as jy iemand regtig ken, dan ken jy daardie persoon se ware self, nee, en ons weet tog ook, hoeveel mense laat ons so naby ons toe, dat hulle ons regtig sal ken. Op 'n stadium het ek 'n streng beleid gehad, maar ek kon nie bybly daarmee nie. Toe die sogenaamde Facebook nog jonk was, wou ek niks daarmee te doen gehad het nie, maar iemand sê toe, dit kan vir die gemeente soveel voordeel inhou, want men sit jou boodskappe daarop, en uitnodigings, en projekte wat aankom. En toe was ek in die begin baie streng, dat ek sou nie daar 'n vriend aanvaar het, as die persoon nie al in my huis was nie. Want ek sê toe, hoekom wil ek 'n vriend op Facebook met iemand wees, wat ek nog nooit meer in die huis gesit en kuier het, of by hulle huis, of hulle by ons huis nie. Maar naderhand het die versoeke van ou skoolvriende, en verlangse familie, neefies en niggies so baie geword, dat ek besef het, dat ek hulle liewer daar as vriende aanvaar, voor ek hulle almal na my huis toe moet nooi, vir 'n reuse bring en braai. Maar daar's net min mense wat jou regtig ken, nê? Jou familie. En hulle sien ons goeie kante en ons slegte kante. En vir hulle hoef ons dit ook nie weg te steek nie, want ons wil tog nie, jy wil nie in jou eie huis vals wees nie. As die mense in jou eie huis agterkom, hulle het hier met 'n skynheiligheid te doen, dan raak hulle ook moeg en anders teenoor jou, as wat dit veronderstel moet wees. Nou, die Here gebruik graag hierdie voorbeeld van die bome met die vrugte, en hy het baie met vrugte en bome te doen gehad ook. Ons lees dit in die evangelies, maar julle is nou ons het lekker vrugte in die Laagveld, ek strei nie daaroor nie, maar daar in die Hoofveld nie, ons het 'n sogenaamde burgererf gehad op die hoek, met 'n klomp vrugtebome agterin, verskillende vrugte. Maar in die winter weet jy nie wat gaan gebeur nie, jy kyk maar vir die bome, maar daar's niks. En dan as die somer kom, dan sien jy die vrugte. Nou ja, toe ons daar ingetrek het, ek was nog, nie dat ek nou veel meer weet nie, maar toe was ek nog baie dom. En dan moet jy letterlik wag tot die vrugte uitkom en groter word, voordat jy kan sien wat se boom dit is, nê. Ek het vriende wat bome van ver af in die wildtuin kan uitken, dan sê hulle, daar ver op die horison staan 'n heilboerboom, dan lyk dit vir my net soos al die ander bome. Of 'n marula boom en 'n mopani boom, daai twee lyk vir my presies dieselfde. Maar as jy die vrugte sien, dan onmiddellik weet jy mos wat se boom dit is. En daarom sê Jesus en die psalmdigter vir ons moet 'n bietjie versigtig wees oor hoe ons lewe, want die blywendheid daarvan, die permanentheid daarvan, is nie in hoe ons blare lyk nie, of in die winter as dit net 'n klomp stokke en takke is nie. Dit gaan nie oor hierdie uiterlike vertoon nie. Dit gaan nie oor wat die mense dink, of wat ek dink die mense gaan dink van my of my lewe nie. Dit gaan letterlik oor die proe. Die mense wat jou so ken, soos die Engelse mense sê, the proof of the pudding, né? Is wanneer jy dit proe. Nie hoe dit lyk nie, maar ook nie net hoe mense jou ervaar nie, maar wat bied jy vir hulle? Wat doen jou lewe aan hulle lewens om dit vir hulle anders of beter te maak? Nou lees ons hierso in Psalm 112, en ek gaan nie baie aandag daaraan gee nie, maar daar is mense waarvan die digter skryf wat geen ontzag vir God het nie. En is eintlik voor die hand liggend, want dis die teenoorgestelde as die mense van wie hy skryf wat wel vir God respek en ontzag het, wat God dien. So ons sal nou uitkom by hulle, maar hierdie eerste ou lelike klomp sê hy noem hulle goddeloses, en daar is van hulle wat geseënd voorkom, sê hy, maar die psalmdigter sê, moenie so seker wees nie. In Psalm 37 vers 7 staan daar, daarom moet jy in stilte op die Here vertrou, en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie. Ons het al almal gewonder, nee, kan dit nie maar bietjie slegter met hulle gaan nie. Want baie keer voel en lyk dit vir ons dat dit met goddelose mense, met skelm mense baie goed gaan. En dan ons eerlike mense kry 'n bietjie swaar, dink ons. En die psalmdigter sê, vertrou in stilte op die Here. Moet jou nie daaroor ontstel nie, want wat sê die Here oor hulle? 'n bietjie vroeër in Psalm 7 vers 15 en 17 tot 17 lees ons, ek lees uit die Lewende Bybel, maar dit kom baie duidelik hier uit, by 'n ongelowige kom gedurig nuwe kwaad op, want hy dink slegte dinge uit en kom met leuns vorendag. Hy grawe 'n diep gat vir ander mense, maar hy val dan self daarin.
Hy word in sy eie strikke vasgetrek en die geweld wat hy vir ander bedoel het, kom op sy eie kop neer. En in vers 12 staan daar, God is die regverdige regter. Nou hier in Psalm 112 is daar nou net eintlik een vers oor die goddelose, en dis die laaste een wat ons saam gelees het, nie vers 10, waar daar staan, die goddelose kyk weer na die kinders van die Here, en dan sien hulle dat dit met die kinders van die Here eintlik beter gaan, want dit gaan nie net oor geld en uiterlike goed nie, en dan vererg die goddelose hom staan daar, en hy knars op sy tande, maar hy kwyn weg. In die Lewende Bybel staan daar, die slegte mense sien dit en word so kwaad, dat hulle tande kners en deur afguns verteer word, maar van al hulle planne kom daar uiteindelik niks. Sal my en jou ook goed doen om ons nie te ontstel oor skelm mense of goddelose mense. Hoekom is mense so behep daarmee? Ek weet, ons gaan ten gronde gebuk onder korrupsie en misdaad en skelm mense, maar wat help dit ons, verknies ons daaroor en ons maak mekaar negatief? Onthou wat Psalm 7 vers 12 sê, God is die regverdige regter. God is die regter. Paulus herinner ons ook daaraan in Galasiërs 6 vers 7 sê hy, moenie julle self mislei nie, God laat nie met hom spot nie, wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. En in Romeine 12 vers 19, moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Dink 'n bietjie daaroor na vandag. Is dit nie vir my en jou ook dalk tyd dat ons 'n bietjie ons fokus reg kry? Ophou fokus op skelm mense en op goddeloses. Ons is nie mense wat praat soos die wêreld oor die sogenaamde karma nie, die wiel sal draai, maar die Here sal sorg. En ons moet dit ook nie vir mense toewens nie. Galasiërs 6 vers 7 sê, moenie julle self mislei nie. God laat nie met hom spot nie. Los dit in sy hande. My persoonlike ingesteldheid is maar net, sulke mense verdien geen parkeerplek in my verstand, in my brein, in my gedagtes of in my hart nie. Ek laat hulle nie daar parkeer nie. My parkering is gereserveer vir die Here en vir my familie en vriende en vir wat goed is, alles wat waar, edel, reg, rein en mooi is. Moenie laat slegte mense parkering in jou kop kry nie. Die Here Jesus het 'n baie duur prys betaal om ons aan sy kant te kry. En daarom praat die psalmdigter eerder oor die regverdig is, die wat wel ontzag het vir God. Kom, ons fokus ook eerder op God en op sy familie. Almal wat ontzag het vir hom. Nou eers wil ek vinnig net vir julle herinner wat hier staan oor hoe hulle is. Want daar staan ook baie oor hoe geseënd hulle is, maar hoe is hulle? Hoe is hulle karakter, hulle wese? Daar staan in vers 1, hulle is met groot vreugde gehoorsaam aan God. Hier staan nou, want dit is nog in die Ou Testament, die Bybel vir die Jode, dat hulle vreugde vind in God se gebooie. Nou dis 'n interessante Hebreëse woord mitzwa. So wanneer 'n jong Joodse seentjie 12 jaar oud word, dan vier hulle sy bar mitzwa. Hy is dan 'n seun van die gebooie of 'n seun van die wet, want nou het hy geleer wat God se wil vir die volk daardie tyd was. Maar die betekenis van die woord mitzwa is ook 'n kode vir wysheid. Met ander woorde, mense sou ook 'n hele versameling wysheid die mitzwa kon noem. So dit gaan oor wysheid en dit gaan oor die gebooie van God wat Jesus vir ons kom saamvat het in liefde. So dit is mense wat aan God behoort, maar wat vreugde daarin vind om te doen wat hy wil hê. Dit is wat dit beteken. Dan staan daar in vers 2, hulle en hulle nageslag is geseënd. En dit gaan nie hier net oor materiële welvaart nie. Ek dink dit gaan glad nie daaroor. Want daar's mense wat ons ken wat so geseënd is, wat geen materiële welvaart het nie, want dit gaan nie daaroor nie. As dit deel is van jou seën, prys die Here daarvoor. Maar die skrywer sê, hoe is hulle karakter in vers 4? Hulle skyn soos 'n lig in die duisternis.
Dis daardie mense wat jou net ook sommer laat beter voel as hulle begin praat, want gelukkig is dit nie dan net swaar kry en klagtes en kyk hoe sleg is die wêreld nie. Vers 5 sê, hierdie mense is goedhartig, hulle het goeie harte. Hulle is regverdig en word ook regverdiges genoem, sê vers 6. En dan staan daar in vers 7, hulle is standvastig in hulle vertroue op die Here. 'n Mens kom dit agter as jy met hulle gesels, nê. Hulle vertroue is nie in hulle self of in hulle eie krag of met hierdie 2 hande het ek alles bymekaar gemaak nie. Hulle vertroue is in die Here. Dit klink vir my so baie soos Psalm 1 se eerste paar verse waar daar ook staan, dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, wat nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here hulle vreugde vind, wat dit dag en nag oordink. Daardie mense is soos bome wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hoor julle, wat op die regte tyd vrugte dra. Hulle is voorspoedig in alles wat hulle aanpak, maar so is die goddeloses nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Jesus noem so 'n persoon, so mens in Lukas 6 vers 45 'n goeie mens. In Grieks is dit 'n agathos anthropos. Die mooi woord van antropologie is die kennis van mense. 'n Goeie mens is 'n agathos anthropos. 'n Goeie mens, sê Jesus, is so ene. Psalm 37 ook vers 30 en 31 staan daar oor hierdie mense wat die regverdige praat is wysheid. Wat hy sê stem ooreen met die reg. Die openbaring van sy God is in sy hart. Sy koers is nie onseker nie. En in Kolossense 3 vers 9 en 10 skryf Paulus vir ons oor gelowiges, oor die kinders van die Here die volgende. Hy sê, julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en julle leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot die volle kennis van God. Die nuwe mens in Christus, sê die Here ook, is 'n goeie mens. Maar Jesus en die psalmdigter van Psalm 112 gaan nou verder as om net te sê, hulle is goeie mense. Dan beskryf die psalmdigter en die Here vir ons dat hierdie mense wat regverdig is en wat ontzag het vir God, hulle is nie net goed nie, hulle doen ook goed. Kom ons hoor net so 'n bietjie een vir een wat die psalmdigter geskryf het. In vers 3 sê hy, so 'n persoon se geregtigheid hou stand vir altyd. Die Engelse Bybels vertaal dit met his righteousness endures forever. Endure beteken dit hou aan en forever maak dit net nog meer, nê? Dit hou vir altyd en altyd aan. Die Afrikaans sê dit hou stand. Dit vir altyd. Hulle geregtigheid, die manier waarop hulle leef en vir God ken en hanteer. In vers 4 het ons gehoor, hy skyn in die duisternis as 'n lig vir die opregtes. So 'n persoon is genadig, barmhartig en regverdig. Klink dit nie vir julle ook soos die beskrywing van die psalmdigter oor God nie? God sê hy is lankmoedig, geduldig, barmhartig, vol liefde en trou. En hier sê hy, dit is hoe God se kinders ook moet optree. Wel, in hierdie geval sê hy, ek is so dankbaar, dit is hoe hulle optree. Hy sê nie eers ons moet dit doen nie, hy sê ek kyk na opregte mense wat respek het vir God, wat ontzag het vir hom, dan sien ek hulle leef so. Vers 5 sê hy, hierdie mense is goedhartig en hulle leen uit. Dis baie moeilik om goed uit te leen, en dis nie sommer nou net 'n opdrag wat ons nou altyd en oral so moet sien as iets wat die Here van ons verwag. Ons moet nou alles uitleen nie. Ek het op 'n stadium 'n dierles geleer toe ek 'n voertuig vir iemand geleen het. Toe kom hy met 'n paar stampe terug en ek moes maar net my mond hou. Maar ek moes net in my hart besluit, gaan ek dit doen of nie? So ek sê nie, en die woord sê nie, leen alles wat jy het uit vir ander mense nie. Maar die bedoeling van hierdie vers is, sulke mense is nie soos die Engelse sê, close-fisted nie. Hulle deel uit, hulle leen uit, hulle is vrygewig. En in
ander vertaling staan, daar is mense wat hulle sake eerlik bestuur. Vers 6 sê, dis mense wat nooit wankel nie. Nou, dit beteken nie, ons struikel nooit en dit gaan altyd net goed met ons nie, maar om te wankel beteken om nie standvastig te wees in jou verhouding met die Here nie. Hierdie sê hy is 'n bestendige persoon. En dan vers 7 staan daar, hulle is nie bang vir slegte tyding nie, want hulle in hulle harte is hulle standvastig in hulle vertroue op die Here. En daarom is daar nie by hulle vrees vir wat voorlê. Vers 8 staan daar hierdie mooi getuienis, sy hart is bestendig, hy is nie bang nie. En dan weer in vers 9 oor die vrygewigheid, hy deel uit, hy gee aan behoeftiges, sy geregtigheid hou stand vir altyd en met waardigheid styg sy aansien. Ons doen dit nie, ons leef nie vir die Here dat ons aansien moet kry nie. Die psalmdigter gee dit net as 'n getuienis. Hy sê, mense wat ontzag het vir die Here se aansien styg, want kyk net hoe leef hulle, vrygewig, barmhartig, geregtig. Nou hierdie broers en susters, veral as ons nou die Nuwe Testament ook gelees het, is nie 'n checklys, 'n tiklys wat jy kan afmerk en sê, okay, ek doen so 2 of 3 van hierdie goed, so my kant is reg by die Here nie. Dit gaan nie hier oor goeie dade nie. Dit gaan oor 'n lewe van dankbaarheid en integriteit. En daarom praat Jesus so mooi in Lukas 6 oor vrug. 'n Boom dra nie vrugte om iets te verdien nie. Die vrugte kom uit, dit word geproduseer as 'n produk, 'n gevolg. En ons moet ons vrugte dra uit dankbaarheid, omdat ons ingeënt is op die ware wynstok. Jesus sê dit net baie duideliker, hy sê, elke boom word aan sy vrugte geken. Nie die dikte van die stam of die hoeveelheid van die blare en die kleur van die hout of hoe hoog of lank die boom is nie, maar aan die vrugte wat geproduseer word. En dan maak hy dit vir ons net baie duidelik in vers 44 oor die verskil tussen wat hy noem 'n goeie mens en 'n slegte mens. Hy sê van 'n doringstruik pluk 'n mens tog nie vye of van 'n doringbos 'n tros druiwe nie. So jy verwag dit ook nie. Jy hoef nie te verwag dat die skelm mense skielik tot bekering gaan kom en begin goed lewe nie. Ons bid dat hulle sal tot bekering kom. Maar jy kom nie by daai boom aan en verwag goeie vrugte nie. Jy weet wat jy gaan kry as jy daar aankom. Maar net so moet mense ook weet wat hulle by ons gaan kry as hulle by ons aankom. Die goeie vrugte, sê Jesus. In vers 5 sê hy van Johannes 15, dit sluit so direk hierby aan. In Johannes 15 vers 5 sê Jesus, ek is die ware wingerdstok en julle die lote, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. Baie vrugte. Want sonder my, sê hy, kan julle niks doen nie. En dan praat hy nog so 'n bietjie daaroor en dan sê hy in vers 8, my Vader word juist daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my disippels is. Sodat mense tog net nie, en dit gaan nie oor wat mense sê nie, dis maar net 'n manier om te sê, soos die kinderbybel, die kindervertaling sê, mense moet kan sê, daai mense is Christene. Dat mense nie vir jou, oor jou moet dink en sê, o ja, daar was so een keer so 15 jaar gelede dat hy nogal 'n mooi ding gedoen het. Die psalmdigter en Jesus sê, dit moet die produk van my in jou lewe wees. Jy is nie net eenmal in 5 jaar 'n disipel nie. Ons is dit elke dag. Dis 'n groot waarheid wat die Here vir ons hier gee. Hy sê die vrugte is nie net so bietjie nie. Hy sê dis baie vrugte. In vers 45 van Lukas 6 gebruik hy 'n baie mooi woord. Hy praat van 'n skatkamer. Hy sê jou hart is soos 'n skatkamer waaruit al die goeie goed tevore kom. En daarom in Lukas kom dit 'n bietjie anders na vore as in Matteus. Matteus 6 sê ook wat die hart van vol is loop die mond van oor, en dan klink dit of dit net oor ons woorde en ons taal en hoe ons mense hanteer gaan. Maar in Lukas is dit baie duidelik, uit hierdie goeie hart sê hy moet baie goeie goed tevore kom. 'n Mens moet oorloop daarvan. Maar die woord skatkamer is 'n baie interessante woord. Julle sal hom maklik herken. In Grieks is dit thesaurus.
Julle weet mos nou wat 'n thesaurus is. Ek moet weet want ek is met 'n Afrikaanse onnie getroud. 'n thesaurus is anders as 'n woordeboek. 'n thesaurus in Engels. 'n thesaurus is daai boek wat al die sinonieme van een woord bevat. En dis dieselfde woord vir skatkamer. Daar's baie daarin. Die letterlike vertaling is dit is 'n stoorkamer, 'n magasyn. Dis 'n bewaarplek. Dis soos 'n groot instapkluis, nie 'n klein kluisie wat jy in jou kas kan toesluit nie. En die Here sê uit daardie skatkamer wat hy volhou vir ons doen dit nie uit ons eie nie. Hy sê dan ons kan nie sonder hom enige iets doen nie, maar ons moet vrugte dra, want ons is in hom ingeënt. Jy besef dit dalk nie vandag nie, of jy dalk nie voor vanoggend dit so daaroor gedink nie, maar ek en jy, sê die Here, het 'n skatkamer in ons hart, waaruit ons veronderstel is om uit te deel en die goeie na vore te laat kom, soveel as wat ons kan. So, watter vrugte in jou lewe vertel vandag die waarheid oor jou hart? Wat kom uit jou hart uit na mense toe? Vra vir jouself eerlik af, as jy nou nie, mens wil ook nou nie vir mense gaan loop en vra in jou eie familie eers nie, ek dink ons is te bang vir die antwoord wat ons gaan kry. Maar vra dan vandag, ergens maak tyd en gaan sit alleen saam met die Here en vra vir hom. Here, wys vir my, wat is die vrugte wat uit my hart uit na vore kom? Waarvan loop my mond oor in aanhalingstekens? Hoe lyk die inhoud van my skatkamer? Of probeer ek net goed lyk voor mense? Ons het nou dit gehoor, en ons kan nou daarmee vrede maak. God hou nie van die goddelose nie, maar God hou ook nie van mense wat maskers dra nie. Mense wat voorgee om 'n skatkamer te hê, maar jy sien nie regtig die vrug daarvan nie. So kom ons wees mense wat opreg ontzag het vir God. En kom ons laat uit ons God gegewe skatkamers baie vrugte na vore kom, sodat die Here se naam daardeur verheerlik kan word. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons verstaan nie hoe dit moontlik is nie, maar ons hoor dit, ons lees dit, ons glo dit en ons weet dit dat U ons geseën het met U volheid. Here Jesus, dat U ons ingeënt het op U wat die ware wynstok is en wat ons voed en wat ons help en wat ons laat vrugte produseer. Dis nie uit ons eie nie, maar ons kan ook nie leef asof ons dit nie het nie, want U het dit vir elkeen van ons gegee. U het al U kinders ewe lief, Vader. U het almal van ons harte volgemaak met U liefde. Help ons om te verstaan dat hier in ons binneste is 'n skatkamer waaruit ons moet uitdeel en moet lig laat skyn en mense se lewens ten goeie verander met wie ons in aanraking kom. Dankie dat U ons geseën het met U Heilige Gees, U Heilige Gees wat in ons woon en wat ons help om heilig te lewe. Help elkeen van ons om baie vrugte te dra uit die skatkamer van ons binneste. Amen.